Grondpad Geloof, vriende hartlik welkom. Ons reis saam met mekaar in die spore van die geloofshelde van die Ou Testament. En vanoggend se skriflesing kom uit Genesis hoofstuk 37 uit. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy die kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel, dit wil sê Jakob, die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige een van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter gewees. Hy het vir hulle gesê: "Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind. En ewe skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe staan daar rondom hulle en buig voor myne." Toe sê sy broers vir hom: "Jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word? Dink jy dalk dat jy sal oor ons regeer?" Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: "Ek het weer gedroom. Die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig." Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê: "Wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou dat ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?" Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Maar Josef word 'n slaaf. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel, dit wil sê Jakob nou vir Josef: "Kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur." Josef het geantwoord: "Goed pa." Toe sê Israel Jakob vir hom: "Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles." Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en vra vir hom: "Wat soek jy?" En Josef antwoord hom: "Ek soek my broers. Kan jy dalk vir my sê waar hulle die kleinvee oppas?" Toe sê die man: "Hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil dan na Dothan toe gaan." Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê: "Kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak 'n plan. Ons maak hom dood, ons gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome." Reuben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê: "Nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put in hierdie veld. Moenie sy lewe neem nie." Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en het op hulle kamele daar
was om gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moet nie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is ons bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister. En toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop en die het hom Egipte toegevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en die bloed daarvan gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Israel, dit wil sê Jakob, het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur, rou klere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie deur hulle laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa oor hom bly treur. So vanoggend gesels ons met mekaar oor die verhaal van Josef, wat ons van naderby bekyk. Ons herinner mekaar op hierdie reis, die storie het begin daarby dat Abraham het gesemigreer. Hy het getrek. Dit het gebeur nie op grond van sy voorkeur, sy beplanning, of sy gemak of sy gerief nie, maar God het aan Abraham 3 beloftes gemaak. Abraham, aan jou gee ek 'n nageslag, aan jou en jou nageslag gee ek 'n land, en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. So hier sien ons dat Abraham, Isak en Jakob en nou ook Josef woon nog as vreemdelinge in die land wat God aan Abraham beloof het. In Genesis 37 vers 1 hoor ons, Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Josef was nog jonk, 17, toe hy die kleinvee opgepas het, saam met sy broers. Maar Josef is dan een van die 12 seuns van Jakob, maar die een wat hy die liefste gehaat het. Dan hoor ons, Genesis 37 vers 3, van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die een wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Dan sien ons in Genesis 37 vers 4, toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer gehaat het as enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry. Hulle het niks goeds oor hom te sê gehad nie. Kan ek en jy nie ook met onderlinge jaloesie of afguns identifiseer nie? Hoe maklik kan dit nie gebeur dat dit ook in ons harte groei nie? Dan sien ons Josef se droom is die sleutel wat dan die verhaal sal ontsluit. Genesis 37 vers 5. Op 'n keer het Josef gedroom en het dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Natuurlik was sy broers glad nie ingenome met die droom nie. Genesis 37 vers 5. Ons was op die land besig om gerwe te bind. Skielik staan my gerf regop en julle gerwe staan daar rondom en buig voor myne. Dit het natuurlik die alreeds gespanne verhouding tussen Josef en sy broers nog verder onder druk geplaas. Ons hoor in vers 8, toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word, dink jy dat jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. Sy pa stuur
hom toe na sy broers toe om te rapporteer hoe dit met hulle gaan en dan besluit hulle om hom dood te maak. Is dit net ek of kan jy ook sien wat gebeur as jaloesie of afguns 'n plek in jou hart kry? Hoe kan 'n saak nie eskaleer of groei na 'n negatiewe plek toe nie? Nou sal hulle nog redeneer dat hulle hom guns bewys en sodoende hulle eie verkeerde optrede kan verskoon. Toe sê Juda vir sy broers: "Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie." Hulle besluit toe om hom liewer in 'n put te gooi en hom dan te verkoop. Maar om die saak te verberg, sal hulle sê 'n roofdier het hom opgevreet. Het dit nie al met jou gebeur dat jy 'n leuen vertel het om jouself te beskerm, dan dit doen ten koste van iemand anders nie? Israel het dit toe erken, dit is nou die klere, en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur, rou klere aangetrek en lank oor sy seun getreur en gesê, ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom is in die dood. Hoe duidelik sien 'n mens nie hier die implikasie van sonde nie? Hoeveel trauma en hartseer sou nie vermy kon word nie? Nou word Josef so ver vir 'n tweede keer verkoop en hy beland in Egipte, wat 'n nuwe wending in hierdie verhaal sal bring. In Genesis 39 hoor ons, Josef is Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en die hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van die geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Maar dan hoor ons, die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Interessant, God het dit nie verhoed dat dit gebeur het nie, maar hy was saam met hom gewees. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef was en dat die Here alles wat hy aanpak het laat slaag, was Potifar hom goed gesind gewees. Gebeur dit nie met jou ook dat jy graag onreg wil vryspring nie? Worstel jy nie ook met die vraag, maar waarom laat God dit dan toe nie? Wat volgende gebeur is, Potifar se vrou nooi hom om by haar te slaap. Toe hy dit weier, kla sy hom elke val aan en hy word in die tronk gegooi. Miskien vra jy, maar waarom al hierdie onreg? Tog hoor ons, selfs in die tronk was die Here by hom gewees en die Here het hom guns gegee. In die tronk lê hy die skinker en die bakker se drome uit. Hy vra vir die skinker, onthou my asseblief, maar die skinker het vergeet om vir Josef aan te beveel. Het dit al met jou gebeur dat jy desperaat was vir 'n uitkoms en op mense se guns gesteun het en teleurgesteld was deur daardie mense? 2 jaar later droom die farao 'n droom. Die skinker onthou vir Josef en beveel hom aan. Die uitkoms is so gunstig dat hy nie slegs van tronkstraf vrygestel word nie, maar hy word die tweede in bevel in Egipte. Die onreg wat hom aangedoen is, sien ons hier, het nie by God verbygegaan nie. God het aan Josef laat reggeskied, maar met 'n tydlyn wat anders gelyk het as Josef sy ideaal. Josef het gesê dat God het hom die swaar kry en alles wat sy familie hom aangedoen het laat vergeet. Dit wys vir my dat daar heling kan plaasvind na die seer wat 'n mens beleef. As jy dit na die Here bring, as jy die Here met jou seer vertrou, dan kan daar heling in jou lewe
aanbreek. Kan jy dink aan 'n voorbeeld in jou lewe van seer wat jy moes deurgewerk het saam met die Here? Maar dan kom 'n groot hongersnood wat uitbreek en al waar daar koring was in Egipte. Josef se broers gaan Egipte toe om die koring te koop. Daar aangekom buig hulle voor hom, sonder dat hulle geweet het dis hy, maar net soos hy dit gedroom het. Ons hoor daar was oral koring gewees. Soveel koring soos die sand van die see in Egipte. Sou dit nie vir ons 'n heerlike vooruitsig in Koringberg gewees het as ons hierdie jaar so groot koringoes kon kry nie? Josef kies om nie onmiddellik sy identiteit bekend te maak nie. Sonder dat hulle weet wie is Josef, sê hulle vir mekaar, want dis nou ons verdiende loon vir wat ons aan Josef gedoen het. Hierdie moeilikheid wat ons nou kry. Kan jy dink aan 'n situasie waar jy iemand om genade gesmeek het, sonder dat hulle dit eintlik verdien het, nadat hulle verkeerdelik teen jou opgetree het? Op versoek van Josef het hulle vir Benjamin gaan haal. Nou buig hulle nie net voor hom soos in die droom nie, hulle is bereid om sy slawe te word. En dan volg die openbaring. Ek is Josef. Stel jouself hierdie broer se reaksie voor. In plaas van verwyd, verduidelik hy aan hulle dat God het beskik deur die swaar kry wat daar nou is, sodat daar vir hulle kos sal wees om te eet. Toe stuur Josef hulle huis toe om sy pa te gaan haal en sê hulle moenie langs die pad bang word en twyfel nie. So, jy sien, nou het hulle weer 'n keuse. Gaan hulle vir sy pa die waarheid vertel en leef, of gaan hulle eerder hierdie leuen in stand hou en sterf van die honger? Want hulle kan die leuen net maar dig hou en net teruggaan na hulle pa toe en toesien hoe hy maar van die honger sou sterf. En hulle waarskynlik ook sou hulle nie kon terugkeer na Egipte nie. Of gaan hulle erken die leuen wat hulle vertel het en almal sal genoeg kos hê om te eet? Was jy al in 'n situasie gewees waar jy moes sê dat jy is jammer omdat jy probeer het om die waarheid te verberg en jouself te beskerm of jouself sodoende te bevoordeel? Jakob seën toe vir Josef met dieselfde beloftes wat God aan Abraham gemaak het. Hy hoor God sal by hom wees en hom terugbring na die land van sy voorouers. God is getrou aan sy beloftes. Hy hou sy verbond altyd in stand. As ek oor my eie lewe terugkyk, kan ek getuig dat ek ook nie net leed vrygespring het nie, maar dat God dit nog altyd vir my ten goeie laat meewerk het. Volgende vraag vir jou, so wat kan jy saamneem uit Josef se verhaal? Dat God is by 'n mens ook in tye van swaar kry. God ken 'n mens se onreg. Dit gaan nie net by God verby nie. God se tydsberekening lyk anders as mense se, maar God ken die toekoms en hy is aktief betrokke in daardie toekoms. Deur Josef se keuse om te vergewe eerder as te verwyd, kon heling en sorg vir sy mense realiseer. Al voel dit of daardie verlangende uitkoms of jy dit nog nie sien nie, beteken dit nie dat God is nie in die stilte reeds aan die werk nie. Somtyds neem geloof 'n mens op grondpaaie, maar God is saam met jou op daardie reis en sy genade is vir jou genoeg. Amen.